Welkom by die heel eerste episode van die Reisigers Potgooi. Soveel om te deel. 'n passieprojek wat amper 5 jaar, in sekere opsigte my hele lewe lank, gevat het om 'n realiteit te word. En nou om uit te figure, om 'n beginpunt te kry, om die storie agter die storie met julle te begin deel. Die verlede, die agtergrond, die hede en die toekoms vir wat voorlê. Als van 'n eenvoudige idee wat lewe gekry het, soos ek gesê het. Soveel om te deel. Maar, when all else fails, sou ek sê, begin altyd met dankbaarheid. Dankbaar vir almal wat tot dusver na die volledige Reisigers luisterfilm geluister het. Dankbaar vir die vriendelike en warm boodskappe wat ek van mense van verbasend genoeg regoor die wêreld ontvang het. Dankbaar vir die besonderse, talentvolle groep mense wat betrokke was om my visie 'n realiteit te maak. Jacques, Luan, Dion, Bernard, Gideon. Ja, yes. Julle is seker al moeg vir al die dankies wat ek na julle kant toe gestuur het, maar hier kom nog een in elk geval. Dankie. Dankbaar vir NG Gemeente Eladispark, Margie en Christian spesifiek, wat van die begin af net ingekoop het in die projek en julle fasiliteite en talente beskikbaar gemaak het vir my. Dankbaar vir klipkouers, Jacques Passon, vir die studio waar ek vandag hierso sit en ook nog vorentoe die recordings van episodes gaan doen. Dankbaar vir my vriende, familie en my vrou, my sielsgenoot Lizindi, wat aan my sy gestaan het vanaf dag 1 rondom hierdie projek. Dankbaar vir die skrywers van al die boeke wat ek genavors het en diep gesprekke mee kon voer, wat ek kon gedurende die skryf van Reisigers altyd aanknopingspunte kon vind en vir inspirasie gesoek het. Dankbaar vir die films, musiek en stories wat my net totaal en al geïnspireer het tydens die skryf van Reisigers. En dankbaar vir al my en ander se lewenservarings, die goed en die sleg daarvan, by wie ek kon leen. Maar meeste van al sal ek net sê, dankbaarheid wat ek wil deel vir die kreatiewe gees wat deur ons almal vloei. Wat ek ook nou die voorreg gehad het om nog beter te kon leer ken deur om Reisigers te skep. Soos ek sê, begin altyd met dankbaarheid. Maar, dit sal seker ook net goeie maniere wees om myself aan julle voor te stel. So, my naam is Louis Jansen van Rensburg en ek is die skrywer en vervaardiger van Reisigers. Reisigers was en is nog steeds 'n 100% oorspronklike passieprojek in die ware sin van die woord. Alhoewel ek nog altyd kort storie draaiboeke geskryf het as 'n tipe van 'n hobby, is ek nie 'n professionele draaiboekskrywer as sulks nie. Ek is ook nie in die filmindustrie nie. Ek is regtig, soos hulle sê, 'n buitestander tot hierdie fascinerende sektor van kreatiewe kunstenaars. Maar ek is wel in 'n kreatiewe sektor van my eie of van 'n ander tipe, die entrepreneur-ontwikkelingssektor. Julle sien, vir meer as 'n dekade hardloop ek 'n entrepreneur-opleidingsplatform met die naam Heavy Chef. Dit kom van die gesegde never trust a skinny chef. Gaan kyk gerus daarna by heavychef.com. Maar dit het regtig baie van die fondasie van die proses agter Reisigers gelê vir my. Deur om self 'n entrepreneur te wees en elke dag met entrepreneurs te werk, van alle tipes, is ek bevoorreg genoeg om 'n front row seat te hê tot van die mees innoverendste en kreatiefste individue van reg oor die land. Eintlik reg oor die wêreld, om eerlik te wees. Dit beteken ook dat ek 'n vaardigheid ontwikkel het oor die jare om 'n visie te identifiseer, te loods en dan doelgerig skouer aan die wiel te sit om dit 'n werklikheid te maak. Ek glo nie in formele besigheidsplanne nie, maar ek is wel 'n groot voorstander van om 'n duidelike visie te skep wat lei tot 'n eenvoudige napkin plan. Wat is napkin plan in Afrikaans, by the way? Servetstrategie? Okay, kom ons bly by napkin plan. Maar dit is om 'n uitkoms in 'n eenvoudige 3-punt plan wat as my true north dien, soos ek iets aanpak te hê. En eenvoud is regtig die sleutelwoord hierso. 'n napkin plan maak dit eenvoudig om gefokus te bly daarop en ook om dit te kan onthou en nie oorweldig te laat voel, soos wat mense iets aanpak wat soveel fasette aan dit het soos om 'n draaiboek te skryf nie. So, in die geval van Reisigers was hierdie side hustle passieprojek geen uitsondering nie.
my visie, my droom, die uitkoms wat ek wil bereik, is om reisigers eendag op die groot skerm te sien. Ek wil 'n movie maak. Inteendeel, hierdie is presies hoe ek my visie vir myself geartikuleer en neergeskryf het jare terug. Op 29 Junie 2026, dit is nou op my verjaarsdag wanneer ek 45 jaar oud word. Hoekom 2026, hoekom 45? Is maar net omdat dit 'n mooi ronde syfer is. So, ja, daar het jy dit, is maar net 'n datum. Maar op 29 Junie 2026 wil ek op die metaforiese rooi tapuit stap om die premier van reisigers by te woon. Dis 'n eenvoudige stelling wat ek al jare terug vir myself neergeskryf het en vasgemaak het. Ek kyk letterlik amper elke dag na hierdie stelling. Is 'n tasbare doelwit en visie om na te jaag. 'n Prentjie wat met elke stap meer en meer 'n werklikheid word. Nou, ek weet ook uit ervaring uit, en ek weet baie van julle weet dit uit ervaring uit, planne is net planne. Hoe gaan daai bekende Mike Tyson quote? Everyone's got a plan till they get punched in the face. Maar ek weet ook consistency beats ability. Ten spyte van wat kom, is dit die mense wat deurdruk en harde gatterig, dis my woord, harde gatterig, iets najaag wat hulle planne 'n werklikheid maak. So, wat was my napkin plan vir reisigers? As 'n industrie outsider met geen track record van films skryf en vervaardig nie, hoe maak ek om reisigers in 'n feature-length movie te skep? Julle sien, om 'n movie te maak, eintlik enige plek, maar veral in Suid-Afrika, dit is 'n baie duur en ingewikkelde proses, vol slaaggate. Veral aan die befondsenkant. Daar is net 'n handjievol professionele filmvervaardigers of maatskappye wat die finansiële en operasionele hulpbronne het om 'n vollengte film te maak. So, hoe maak 'n mens wat in effek vanaf 'n stilstaande posisie beweeg? Wel, om 'n strategie van enige soort te skep, kort mense 'n insig, 'n insight, 'n stuk inligting of meer akkuraat 'n aanname. Ek sal dit selfs 'n geloofsoortuiging noem, wat jou in staat stel om 'n plan uit te voer, waaruit alles vloei. In my geval is die insig, hoe vind jy 'n needle in 'n haystack? Die needle in die geval is 'n professionele vervaardiger of vervaardigingsmaatskappy. So, hoe vind jy 'n needle in 'n haystack? Wel, jy gebruik 'n magneet. Alles wat ek doen, is gebou op hierdie een aanname, for better or worse, dat as ek 'n compelling story het, iets waardevol skep, en genoeg mense vind, wat dit ook waardevol vind, dat 'n stuk kuns soos wat ek glo ontwikkel het met, of geskep het met reisigers, genoeg sal wees om die regte mense te lok, om hulle aandag te trek, wat my op 'n praktiese vlak kan help om reisigers op die groot skerm te kry. So, hier is my plan. Stap 1, skryf. Stap 2, skep. Stap 3, skiet. Skryf, skep en skiet. Stap 1, skryf. Niks sal gebeur as ek nie 'n storie en 'n draaiboek het wat van 'n topgehalte is nie. Ek het amper 3 jaar geskryf, herskryf en nogmaals skryf aan die reisigers draaiboek. Ek het ongelooflik baie insette van mense om my gekry, soos wat ek stukke met hulle gedeel het. Nie net het ek die draaiboek geskryf nie, maar ek het ook 'n filosofie van radikale transparency toegepas, wat ek ook deur middel van episode soos hierdie nog verder uitleef. En ek het die finale en oorspronklike draaiboek vrylik beskikbaar gestel vir enigiemand om af te laai. Vir die van julle wat belangstel, gaan gerus na my webwerf louis.africa/reisigers, waar julle die teks kan aflaai. Laat weet my wat julle dink as julle dit gelees het. Ek sit die skakel ook sommer hieronder in die episode se post en beskrywings neer. Maar interessant genoeg het ek vanaf mense wat voltyds in die filmindustrie is, redelik kritiek gekry hieroor om dit vrylik beskikbaar te maak. Hoe kan ek dit doen? Wat as iemand dit steel? As 'n buitestander dink ek hierdie in aanhalingstekens naïwiteit het ook sy voordele. En die dat ek dinge kan doen sonder vooraf gesette idees. Ek volg net my instinkte wat vir my sin maak. Daar's 'n vryheid daarin. Wat as iemand dit vat en aflaai? Wat gaan hulle doen daarmee? Gaan hulle 'n movie maak van hulle eie? Uitstekend. Dan kan ek die movie daar buite sien. Maar weer eens, dit is 'n baie moeilike proses en meeste mense sal dit nie vat nie. Althans,
Dit is wat my geloof is daarin. Kom ons sien. Tot dusver werkertyd. Die skryf van die Reisigersdraaiboek was genuinely een van my top 5 mees vervullendste ervarings van my lewe. Ek sê nie net dit nie, ek bedoel dit. Vol challenges, glo my, en ek sal dit nog in toekomstige episodes meer met julle deel. Maar ek het soveel geleer deur die oogpunt van Juba, Slabs, Mario en Monty. Van die kreatiewe proses, myself, die lewe en soveel meer. Skryf is terapeuties. Ek het een keer iewers gelees dat writing is a technology for clear thinking. En dit is regtig die geval. Om iets te skryf, en veral in fiksie te skryf, kan mens temas en idees explore, sonder om regtig die werklike lewens consequences daarvan te dra. In elk geval, in die geval van Reisigers, is dit 'n tipe van 'n meta-filosofiese uiteensetting van al die idees wat in my kop al sedert kleintyd rondrol. Bottom line, stap 1 is gedoen. Stap 1, skryf, check, done. Stap 2, skep. 'n Draaiboek is die fondasie van alles. Sonder dit gebeur niks nie. Maar, ek weet ook, dit het sy beperkings. Mense kan dit lees, maar hoe kan ek 'n meer immersive experience bou om die storie lewe te gee? Ek het geweet ek moet iets skep wat toeganklik is, bekostigbaar is om te maak, wat kan versprei en belangrik van alles vir mense 'n fliekervaring gee, asof hulle in die cinema self sit. Onthou, alles wat ek doen, moet my nader aan my rooi tapijt premier uitkoms bring. Dit is die bestemming wat ek altyd een oog sal op hê. Ek het deur baie opsies gegaan. 'n Kort film te skiet, produksie op die planke te vervaardig. Ek het selfs met AI storyboards rondgespeel. Maar niks wat regtig uniek en vars gevoel het nie. Eintlik tot 'n mate het dit 'n bietjie contrived gevoel. En definitief nie 'n direkte lyn getrek na 'n groot skerm ervaring toe, soos wat ek dit vir myself uitgesit het nie. Ek is wel 'n groot fan van fiksie podcasts, wat hoofsaaklik oor see vervaardig word tans. Podcasts soos Blacklist Table Reads en Homecoming deur Gimlet Media het my net geboei. Die innovasie in klankontwerp en die meeslepende gevoel wat dit wek. Mens verloor tyd in die goeie sin van die woord. Is net besonders. Maar tog in Suid-Afrika met ons ryk geskiedenis en storie vertel, in die ou dae het die mense rondom radio's gesit en stories geluister, vir die van julle wat oud genoeg is om dit te kan onthou. En meer relevant, ons geskiedenis in radiodramas, wat besonders innoverend en kreatief was op sy tyd. Maar daar het nog nie regtig baie iets nuuts weer gebeur sedert dan nie. Daar is nog regtig bitter min wat vervaardig is vir die digitale era. Ons lewe in 'n digitale era en ervarings kan mee geëksperimenteer word en nuwe maniere van storie vertel kan daar buite gesit word. Wel, dit is 'n geleentheid wat my baie opgewonde gemaak het. En so was die idee van 'n potgooi film gebore. Ek kon onmiddellik in my geestesoog, of hoe sê mense dit, geestesoor dalk, sien en hoor hoe ek dit kan skep en wat 'n ervaring dit vir luisteraars kan gee. 'n Fliekervaring vir jou ore was die idee. En nou is die vollengte luisterproduksie van Reisigers klaar. 'n Ongelooflike mylpaal, 'n absolute eerste vir Suid-Afrika. Suid-Afrika se eerste potgooi film. Dit is nogals awesome om dit te kan sê. Maar stap 2 is nog ver van klaar. Die produksie is geskep, maar daar is meer in diepte reis van die projek, wat ek graag met julle nog wil deel en moet skep. Wat ek vroeër gesê het van my dankbaarheid vir al die terugvoer wat ek tot op datum ontvang het, is dat daar 'n baie groot behoefte is vir mense om nog verder deel te wil wees van hierdie passieprojek. En dit is wat ek nou doen deur middel van hierdie episodes. As deel van stap 2, trek ek nou die gordyn heeltemal terug oor die maak van Reisigers. Elke klein aspek van die werk wat gebeur het tot nou toe en nog vorentoe. Soet en stuur van wat ek tot op datum gedoen het, maar ook vir wat nog kom. Ek gaan radikaal eerlik wees oor hoe ek die passieprojek aangepak het. Die idee is met hierdie episodes is dat ek gaan gesels oor die skryfproses, die produksie self. Ek gaan uitzoom en filosofies gesels, maar ek gaan ook inzoom in klein tegniese besonderhede met julle deel. Die beplanning van die storie, tools wat ek gebruik het, gesprekke wat ek gehad het, persoonlike challenges, hoe ek
work-life balance gebalanseer het, en nog vele meer. Maar ek gaan ook onderhoude met mense wat betrokke was in die projek voer. Jacques, Luan, Dion, Bernard, Gideon, skrywers, denkers, mense in die industrie ensovoorts. Daar's baie mense met wie ek net wil gesprekke voer en dit dan met julle deel. Ek gaan ook spesiale reekse en projekte aankondig as uitvloeisels van reisigers, waarvan daar reeds 'n hele klomp op die tafel is, wat ek ook binnekort met julle gaan deel. En dan ook, wanneer ek kom by die maak van die film self, stap 3, gaan ek daar ook net alles wat deel is van daai proses en wat dit behels met julle deel. 'n Monster van sy eie, maar dit gaan baie interessant wees. Al sal gedeel word op ons Reisigerspotgooi kanale en sosiale media. So, asseblief, ek moedig julle aan om ons te volg waar ook al julle ons kan vind om op hoogte te bly. Soos ek sê, ek gaan die gordyn heeltemal terugtrek. So ek sal ook sterk aanbeveel as jy nog nie na Reisigers die vollengte potgooi film self geluister het nie. Doen dit nou asseblief. Ek gaan heavy en spoiler territory in beweeg vanaf die staanspoor. Als wat ek deel, neem ek aan dat julle reeds na Reisigers geluister het. Indien nie, vind dit asseblief as die heel eerste eksklusiewe episode op ons feeds op Apple Podcasts, Spotify, Amazon en YouTube. Luister daarna en dan kom weer terug na hierdie episode en toekomstige episodes toe. Wat ons dan bring laastens na stap 3, skiet, wat obviously in progress is. Met wat ek glo 'n besonderse draaiboek in hand het, 'n bewys van konsep wat sterk op sy eie voete kan staan en belangrik, genoeg mense wat meer en meer wil deel wees van Reisigers, is my magneet sterk genoeg om die regte persone en hulpbronne te lok. Althans ek glo die magneet is sterk genoeg. En met elke episode en elke interaksie wat ek het, word die magneet net sterker en sterker. 'n Magneet om mense te lok wat my kan help om die vollengte film vir die groot skerm te vervaardig. Baie van wat ek tot dusver kon bereik het, was in baie aspekte 'n oefening in geloof, faith. Ek sit die effort in, glo my, het al baie tyd aan hierdie projek spandeer. Dinge gebeur nie net van self nie. Maar ek glo ook dat die almagtige universe is mal daaroor as mense iets doelgerig aanpak, en dan help dit jou op baie verrassende maniere om daai doelwit 'n realiteit te maak. Gaan lees gerus meer oor die psigoterapeut Carl Jung en sy teorie oor synchronicity, waar betekenisvolle toevallighede voorkom sonder enige voor die hand lopende redes. Maar tog is daar 'n duidelike shape aan dit. Dit is baie fascinerend. Ek glo en vertrou as ek met consistency en persistency my uitkoms in oog hou, sal stap 3 ook ultimately realiseer. Die tydlyn wat ek in gedagte het, gaan dalk korter of langer wees. Die mense en geleenthede wat my kant toe kom, gaan my verras. Die struikelblokke gaan definitief daar wees en hulle gaan groot wees. Maar ook ek sien hierdie struikelblokke as die universe se manier om te toets hoe ernstig ons is oor dit wat ons aanpak. So ja, struikelblokke is goed. Wat ook al vorentoe gebeur, is ek seker oor 3 dinge. Ek gaan nuuskierig bly oor hierdie kreatiewe gees wat deur Reisigers vloei. Ek gaan definitief aanhou om met julle te deel, radikale transparency, soos ek gesê het, deur episode soos hierdie met elke tree wat ek vorentoe neem, beskikbaar te maak. En laastens, geen regrets. Wat ons tot dusver kon bereik het, is niks minder nie as spesiaal. Dit is reeds spesiaal, en ek besef dit. Alhoewel ek my doelwit en planne het, wat ek saam met die mense om my tot dusver kon maak, is besonder, en dis uniek. En dit is nogals bevrydend om te weet dat ek iets kan aanpak sonder enige compromises of regrets. 'n suiwer kreatiewe visie in die regte sin van die woord. Dit maak mens nogals nederig om in awe en wonder te staan van iets wat geskep is wat soveel hart het. So nou ja, ek sien uit om nog baie episodes met julle te deel. Inteendeel, ek is klaar besig om in 'n baie unieke reeks te werk, wat ek gaan 'n reeks episodes wat ek beskikbaar gaan maak. Weereens, vind en volg Reisigers waar ook al julle kan. Apple Podcasts, Spotify, Amazon, YouTube. Julle kan ook sosiale media dop vir enige notifications daarso. Een ding is verseker, die pad vorentoe gaan baie interessant wees. Ons gesels weer binnekort. Tot volgende keer.